Goeiedag en hartlik welkom by Reguit met Robinson hier op Litnet. Hoogspanning heers in die Midde-Ooste. Die Palestynë van Gaza en die Jode van Israel is weer aan mekaar se kele. Dis 'n stryd wat baie ver afkom. Die Amerikaanse president Donald Trump beweer hy het 'n skietstaking maandagnag tussen die twee partye bemiddel, maar dit lyk nie of hulle daaraan steur nie. Terwyl hierdie gevegte voortduur, het Trump dit op homself geneem om 3 kernaanlegte in Iran deur sy weermag te laat verwoes. So is die spanning net verder verhoog en word gevrees dat 'n derde wêreldoorlog enige oomblik kan uitbreek. Politieke ontleder van UNISA, professor Antoni van Niekerk, sluit by ons aan. Wel, Antoni, dit lyk asof demokrasie op die agtervoet is internasionaal. Ja, goeiemôre Freek en dankie vir die geleentheid om weer met jou te gesels oor 'n onderwerp wat ek dink belangrik is, internasionaal, maar dit raak ook ons in Suid-Afrika. En ek dink enigiemand wat omgee vir vrede en stabiliteit, sodat ons 'n plek kan bewerk vir ons kinders en ons kleinkinders, om 'n toekoms te hê. So die tipe van goeders wat hom afspeel in die Midde-Ooste, maar ook elders, Freek, in Oekraïne byvoorbeeld, maar ook in Afrika, waar daar grootskaalse konflikte heers in verskillende plekke op die kontinent. Moet vir baie mense 'n bron van kommer wees, want dit lyk al asof die prosesse, die prosedures, die reëls en die regulasies, die kultuur van demokrasie, van vreedsame bedinging en onderhandeling, om mekaar te vind of om te gee of te neem op 'n vreedsame proses, op die agtervoet is. As onderhandeling en diplomatie om vrede na te streef misluk, dan volg konflik en oorlog. Met ander woorde, met so baie konflik en oorlog op verskillende dele van die wêreld en met heelwat meer in die vooruitsig, beteken dit inderdaad dat daar gebreke is met die demokrasie en die manier waarop ons besluite neem en die maniere waarop ons ons eie vooruitgang nastreef. Ons kan vra oor die stand van die demokrasie in die Weste. Maar voordat ek dit doen, kan ek sê dat baie mense dink nie dat demokrasie maklik wortel skiet in die nie-westerse dele van die wêreld nie. Met ander woorde, sê maar wat ek noem die globale suide, of die ontwikkelende wêreld, as jy wil. En ons is deel van Afrika, en baie mense sê dat ten spyte van groot pogings, is die demokrasie maar 'n plantjie wat baie meer sonlig en voedsel nodig het om te groei en te stabiliseer en sterk te word. En trouwens, vir die wat nie in demokrasie glo nie, maar in die vertoon en die gebruik van mag, te wys dat daar 'n plek is vir onderhandeling en prosesse om mekaar te vind en om mekaar ruimte te gee. Nou ja, hierdie goed waarvan ek praat in die globale suide, in Afrika en dalk in Asië, waar daar ook sprake is van ontwikkelende lande met sterk ekonomieë, maar wat nie noodwendig demokraties georiënteerd is nie, waarvan China dalk een van die beste voorbeelde is, maar wat 'n teenpool vind in Indië, wat die wêreld se grootste demokrasie is, of Indonesië, die wêreld se grootste demokrasie. Dan wonder mense wat eintlik in Amerika aan die gang is, waar, en as ek dit nou maar baie reguit kan stel, 'n verkose president op sy eie besluit, met die inligting wat sy raadgewers na aan hom vir hom gee, en sonder om te konsulteer met sy intelligensiegemeenskap of met die verkose parlement, besluit om die reëls van die internasionale reg te verbreek deur wapens op kernaanlegte in 'n ander land, in 'n ander deel van die wêreld af te gooi. En dit skep groot verwarring en 'n benoudheid by baie mense wat glo dat die internasionale reg en dat die internasionale reëls van die spel wat internasionale politiek aanbetref en die rol van die Verenigde Nasies, met ander woorde 'n multilaterale samewerking,
hierdeur groot skade ly, insluitende Amerikaners self, wat selfs in Donald Trump se eie party is, wat vra, wat is is daar perke op die mag, uitoefening van mag deur die president, as dit kom by verklaar van oorlog of die gebruik van geweld om ander lande te oortuig van 'n ander standpunt. So die debat is nou besig om vorm aan te neem in Amerika, maar ook elders in die wêreld. Jy weet, Freek, terwyl ons praat, is daar 'n vergadering van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, NAVO, of soos hulle in Engels sê, NATO, waar dieselfde vraag op die tafel is. Ek dink die Europeërs en Amerikaners is vas oortuig daarvan dat Rusland vir Europa wil binneval met mag en geweld, stapsgewys, deur te begin in Oekraïne en dan die Baltiese lande daarna, en dan word die res van Europa bedreig. En NAVO is besig om 'n plan te beraam om van sy ekonomie te omvorm in 'n oorlogsekonomie, om die geld wat hulle het, of die geld wat hulle nie het nie, wat hulle gaan lenings maak, om meer wapens te koop, om die Russe die hoof te bied. Of dit nou reg of verkeerd is, hierdie bedreigingspersepsie van die Europeërs, 'n mens moet tog terugstaan en die vraag vra, is daar ruimte vir onderhandeling, as dit kom by hierdie prosesse van bedreiging van mekaar, en die nastreef van internasionale vrede, wat vir ons kinders en kleinkinders daarom 'n kans gaan gee in die volgende 50 jaar. Nou wil ek ook bysê dat die Verenigde Nasies ongelukkig, Freek, wat eintlik ons enigste internasionale voertuig is, of organisasie of instelling waaraan die meeste lande in die wêreld behoort, trouens almal behoort aan die Verenigde Nasies, onafhanklike lande, is ook op die agtervoet, want hulle kry dit nie reg, ongelukkig, ten spyte van pogings om vrede te bewerk in die Midde-Ooste, tussen Israel en Gaza, of tussen Rusland en NAVO en Oekraïne, of in Sudan, of Suid-Sudan, of elders in die wêreld nie. En dit lyk vir my is 'n geweldige groot probleem waarmee ons nou sit. Ons is op 'n punt van die wêreldgeskiedenis waar hierdie vraag nou pertinent gestel word. Gaan die wat mag en invloed het, en groot ekonomieë en groot weermagte, Noord, Suid, Oos en Wes, gaan ons hulle toelaat om te bepaal wat volgende moet gebeur in terme van wêreldvrede, die wêreldse ekonomie en vooruitsigte vir die bevolking van die wêreld, insluitende onsself? Die antwoord is moeilik om uit te werk, want jy het in jou inleiding gesê dat terwyl Israel en sy bondgenote en Iran en sy bondgenote 'n tydelike skietstilstand gemaak het, is dit maar broos. En die kans is goed dat die geweld weer kan uitbreek. En ek wil nie 'n doemprofeet wees nie, Freek, maar daar is nou die kans. Baie mense praat van die gebruik van wapens van massavernietiging, waarvan kernwapens een uitmaak, maar daar's ook ander maniere, jy weet, biologiese wapens of gifgas wat al reeds gebruik is in konflikte in vroeër jare. Word hierdie instrumente om jou mag en aansien te bepaal of of te beskerm of uit te brei, is dit die enigste instrumente wat die wêreld in sy hande het om die toekoms te bepaal. En wat ons nou sien uitspeel tussen Israel en sy bondgenote, waarvan Amerika die vernaamste een is, maar ook die Europeërs, en aan die ander kant Iran, wat ook bondgenote het in die streek, en die terreurgroepe wat hy ondersteun, is dit die bepalende faktor wat vir ons gaan sê waarna toe die wêreldekonomie en die wêreldpolitiek na beweeg in komende maande. Maar laat ons maar eerlik wees, aan die voorpunt van hierdie hele dryf miskien om demokrasie te ignoreer, is Donald Trump. En hy is ook nie eintlik vriende meer met die Europese lande nie. My opsomming van Donald Trump is dat hy's 'n geweldige magtige man. Hy's baie sterk, het 'n sterk persoonlikheid. Hy's nie skaam nie.
En hy's baie keer hy hou van politieke teater om sy punt te maak. Daar's ook negatiewe kante aan hom. Die positiewe kant is as jy na Donald Trump luister, dan verstaan jy wat hy wil hê. Maar hy's ook 'n boelie en hy misbruik sy mag om vir mense te verneder, om homself beter te laat lyk. En ek hoef nie die luisteraars of die kykers te herinner aan die reeks van ontmoetings in die Withuis of in die ovaal kantoor waar Donald Trump op een stoel sit en die besoeker op die ander stoel wat gewoonlik 'n president of 'n eerste minister of 'n belangrike figuur is en die een na die ander een loop deur onder Donald Trump se skerp tong. Die ergste voorval was dalk Volodymyr Zelensky wat aan die ontvangkant was van Donald Trump en sy span mense in die Withuis. Maar ons self, ons eie president was nie uitgesluit van hierdie tipe van gedrag nie. So Donald Trump weet wat hy wil hê. Dit is in die slagspreuk MAGA, Make America Great Again. En hy gebruik elke reël wat hy kan. Hy breek elke reël in die boek om dit wat hy wil hê in die hande te kry. Baie mense hou daarvan en ondersteun hom want hy's trouens iemand wat die heersende orde, die liberale orde in Amerika en die gemaklike politieke elite in Amerika wat ook na hulle self kyk en wat ook van korrupsie gebruik maak. Hy is besig om hulle uit te oorlê met hierdie manier, die taktieke waarvan ek praat. Hy doen onmiddellik wat hy sê hy gaan doen. Daar's nuwe forme van politiek en diplomatie. Hy skryf 'n paar boodskappe op X, op die sosiale media of op sy eie rekening op sosiale media en die volgende dag of oor 'n uur of twee dan gebeur dit wat hy mee dreig. So dis 'n nuwe werklikheid vir die meeste mense. En hy het groot ondersteuning in Amerika. Daar's seker die helfte van die Amerikaners is bereid om hom kans te gee om Amerika weer groot te maak. Met ander woorde, om ontslae te raak van die liberales, die linksgesindes, die sogenaamde diep staat van onverkose amptenare wat eintlik maar besluit wat Amerika volgende moet doen. Dit is 'n groot gesprek waaroor ons dalk op 'n ander dag kan praat, die sogenaamde deep state wat ek dink bestaan in baie lande. Maar of Donald Trump die energie en die vermoëns het of die gewildheid kan behou om hierdie agenda van hom wat redelik duidelik is en wat hy duidelik gemaak het voor hy verkies is, of hy die momentum sal kan behou in die volgende paar jaar. En dan die groter vraag is hy sal heel waarskynlik nie weer kan staan vir 'n volgende termyn nie. Dit is sy tweede termyn en hy's oud. Wie gaan by hom oorneem? Gaan dit een van die disippels wees van die sogenaamde MAGA movement? En as dit die geval is, hoe gaan Amerika wat onder hierdie bewind hom nie veel steur aan die reëls van demokrasie nie? Hoe gaan dit die wêreldpolitiek beïnvloed? En hoe gaan dit Suid-Afrika beïnvloed? Ek moet vir jou sê dat ons het in die afgelope paar maande nou skerp waargeneem hoe die verhouding tussen ons Suid-Afrikaanse regering en die Amerikaanse regering oornag verswak het as gevolg van 'n reeks van insidente en kampanjes wat gevoer is om seker te maak dat Donald Trump vir die dele van ons Suid-Afrikaanse regering, die ANC in die besonder, moet bykom of moet neutraliseer of selfs uit die weg ruim. Dis die tipe van politieke spel waarvan mense praat as hulle sê regeringsverandering of dis nog beter in Engels regime change. En trouens van die Amerikaners het gedink as hulle geweld gebruik teen die Iranese regering, dan gaan hulle die regering sodanig verswak dat hy sal moet ineenstort en 'n nuwe regering wat pro-westers is en pro-Amerikaans gesind is, kan dan vorm aanneem in Iran in die nagevolg van die oorlog met Israel. Nou ja, hierdie is alles 'n soort van tekens van 'n tipe van 'n politiek wat bedryf word internasionaal en deur die groot magte wat geen tyd het vir menseregte of die demokrasie nie. Maar dit blyk dat daar behalwe Trump nie eintlik ander leiers is wat vorentoe beweeg en sê, nou maar kom ons doen die dinge anders nie. Ja, Freek, ek dink nogal baie oor hierdie probleem wat ons in die oos daar 'n mens
Ek dink ons kan vrede, sekuriteit, veiligheid, voorspoed, ekonomiese groei, menslike ontwikkeling, volhoubare ontwikkeling en omgee vir die natuur, hierdie agenda kan ons net bepaal en aan aandag gee as ons uh, visionêre leiers het wat nie net na hulle eie sak kyk nie of hulle eie onmiddellike politieke loopbaan nie, maar wat nie selfsugtig optree nie, maar wat namens uh um die mensdom die agenda wil bedryf. Met ander woorde, wat na die agenda kwessies kyk, wat ek nou genoem het, wat langer en groter is as hulle self. En dan vra jy jouself af, is daar voorbeelde van leiers wat nie net na hulle self kyk nie, of hulle eie sak nie, of hulle eie mense nie, maar wat 'n groter visie ten doel het. En daar's min van hulle wat 'n mens kan opnoem. Daar's groot teleurstellings met die tipe van leierskap wat ons in die Verenigde Nasies sien. Die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres, Portugees van oorsprong, probeer hard, maar hy waarsku ons elke paar maande oor die volgende globale krisis en hy gebruik sterk taal en hy is krities oor die rol wat ander leiers speel, maar hy kry eintlik niks reg nie. Trouwens, jy weet, ek moet sê, Freek, die blywende indruk wat ek van Antonio Guterres het, is hy het op 'n dag na die Gaza-strook toe gegaan. Dit is seker 'n jaar terug, terwyl Israel besig is om oorlog te maak met Hamas, en hy het voor een van hierdie hekke gestaan wat gesluit is om te verhoed dat kos en voorraad ingestuur word na die Palestynë, of dat die Palestynë kan vlug uit die Gaza-strook. Hy het voor hierdie hek gestaan wat gesluit is, omring met soldate, en hy sê vir die kameras, die internasionale media, hier staan ek vra asseblief, maak oop die hekke. Ons het noodlediging nodig. Ons het noodhulp nodig. En niemand steur hulle aan hom nie. En hy het niks reg gekry nie. Hy waarsku ons nou ook dat in die Midde-Ooste dinge op 'n mespunt is en dat die volgende stap, wapens van massavernietiging of kernwapens, 'n groot bedreiging is vir die mensdom. Ek stem saam. Hy is heeltemal reg met sy ontleding. Daar's niks fout daarmee nie. En hy praat die waarheid, maar hy kry niks reg nie. Die Verenigde Nasies is nie die voertuig om vrede te bring nie. Dan moet jy jou afvra, die leiers van die groot moondhede in die Weste, of in die Ooste, of in Afrika, wie van hierdie leiers sien kans om verder te kyk as hulle eie belang, of die belang van hulle eie nasie, om hierdie groot kwessies aan te spreek. En ek sien min van hulle wat dit reg kry. En die groot kwessie, dink ek, wat ons nou in die oë staar, behalwe die agenda wat ek opgenoem het, Freek, 'n paar minute terug, is wat gaan lande nou verhoed? Of wie gaan lande nou verhoed om te sê, maar as ek kernwapens besit, dan gaan ek nie maklik aangeval word deur my vyande nie. Met ander woorde, as ek dit nou kan vertaal in die politiek van die dag, daar in die Midde-Ooste. Iran het nie kernwapens nie, gehad nie, of het nie op die oomblik nie. Hulle het kernaanlegte en hulle het hoogs verryte Iran, wat hulle in staat stel om 'n kernwapen te ontwikkel met hulle bondgenote as hulle sou wou. Die Amerikaners het hierdie 3 van hierdie aanlegte beskadig. Die verslae sê dat dit nie heeltemal vernietig is nie, en daar's geen kernwapens gevind in elk geval nie. Trouwens, die Iranese regering het in 2003 besluit om nie kernwapens te maak nie, want dit sal lei tot hierdie tipe van oorlog waarvan ons nou praat. Maar die Iranese dink heel waarskynlik nou, ons is 'n beduidende land in die Midde-Ooste. Ons het vennote in die Midde-Ooste. Ons is omring deur lande wat kernwapens het. Verklaarde kernwapens en ander wat dit wegsteek. Hulle word nie aangeval of ingeval nie. Trouwens, hulle is op die ander kant, hulle val ander aan of in. Ons wil ook in daardie posisie wees. En as jy die deur oopmaak vir lande wat nie kernwapens het nie, om dit nou te kry, dan praat ons nie net van Iran nie. Dan praat ons van 'n hele paar lande
wat gretig is om hierdie volgende stap te neem. En ek moet vir jou sê, op die keper beskou, meer kernwapenlande is 'n groter bedreiging vir wêreldvrede en voorspoed as minder lande. En nie een van die lande wat kernwapens het, is bereid om dit op te gee nie. So ons sit met 'n krisis. Die enigste land wat dit gedoen het, trouens, Freek, soos ek en jy weet, soos ons weet, is Suid-Afrika, wat kernwapens ontwikkel het met die apartheidsregering, met sy vennote, en wat dit vrywilliglik opgegee het toe ons onderhandel het vir demokrasie. En nou sit ons daar sonder, maar ons het 'n morele stem gehad om te sê, as ons dit kan opgee, dan kan ander mense dit ook doen. Ongelukkig moet ek vir jou sê dat die kernsperverdrag wat hier en die internasionale atoomenergie agentskap wat hierdie reëls probeer vasstel vir lande wat het of wat dit wil nastreef, in terme van ons 'n vroeëre gesprek oor die demokrasie wat besig is om te sneuwel dalk, dan steur lande wat dit het en lande wat dit wil hê, hulle nie veel aan hierdie reëls wat vasgestel is deur die Verenigde Nasies nie. En dit lyk vir my asof ons 'n terrein gaan betree in die volgende paar jaar, waar daar selfs in Afrika een of twee lande gaan wees wat kernwapens gaan begin ontwikkel. Dit voorspel niks goeds vir wêreldvrede nie. Nou verduidelik miskien vir ons net wat die situasie is binne in Iran, want dit blyk dat hulle self worstel met probleme in daardie land. Ja, Freek, dit is waar. Iran is 'n ingewikkelde samelewing. Dis natuurlik, ek luister die ander dag na 'n kommentator wat op 'n program saam met my deelneem, wat vinnig Iran kritiseer deur te sê daar's nie sprake van demokrasie of menseregte nie. Vrouens word sleg behandel. Daar's niks goeds aan Iran nie. Dis 'n wrede diktatorskap en so aan en so meer. En dat 'n regeringsverandering of 'n regime change is 'n goeie ding. En dat die uitwissing van hulle kernaanlegte is 'n goeie ding. En dit het my aan die dink laat sit, Freek, dat ons moet darm 'n bietjie 'n historiese perspektief op hierdie saak hou. Of ontwikkel. Iran is inderdaad 'n antieke samelewing. Die Persiese samelewing het 'n groot rol gespeel oor baie duisende jare. En daai geskiedenisles hoef ons nou op te haal nie. Behalwe om te sê dat die Persiërs van Iran of die Iranese is 'n beduidende volk, nasie, groepering in die Midde-Ooste. En dis 'n ingewikkelde land met baie kontraste. Selfs toe Iran bestuur was deur 'n pro-westerse regering, die dae van die Shah, en wat ook vriende was met die apartheidsregering. En ons van Iran gehou het en nog steeds hou, want hulle verkoop kwaliteit olie. Selfs onder daardie bewind was daar sprake van onderdrukking en van baie min van demokrasie en menseregte. Dit is trouens hoekom in 1979 die Shah van Iran omvergewerp is in 'n revolusie wat die Ayatollahs aan bewind gebring het en 'n nuwe era ingelei het van die Islam wat Iran bestuur. So in Iran vandag is daar 'n tweeledige vorm van regering. Daar's die Ayatollahs, die godsdienstige leiers van Iran wat aan die hoof staan van die samelewing, wat besluit volgens Shia wetgewing hoe die land bestuur en regeer moet word en wat volgende gaan gebeur. Maar aan die ander kant is daar ook 'n parlement wat verkiesings hou. En Iran het 'n president so 2 jaar terug gekies wat aan die hoof staan van die regering. So dit is 'n spanning tussen 'n teologie en 'n vorm van demokrasie of 'n parlementêre demokrasie. En mens met die twee in gedagte hou, want die president wat die Iranese verkies het, is 'n man wat aan die
een kant van die politieke skaal in Iran staan. Daar is 'n behoudende groep konservatiewe politici wat baie nou saamwerk met die godsdienstige leiers, en dan is daar 'n meer gematigde groepering in Iran waarvan die president nou die leier is. Wat sê dat hulle meer aandag moet gee aan menseregte, die rol van die vrou. Trouwens, uh die president het 2 visiepresidente aangestel wat vrouens is en heel wat vrouens in sy kabinet aangestel. En daar's 'n baie lewendige nie burgerlike samelewing in Iran. Akademici, universiteite, ek het kollegas wat Iran besoek, gaan klas gee, wat terugkom en vir my sê dat die studente daar is goed ingelig, is baie bekwam, hulle debatteer oor hierdie kwessies waaroor ek en jy nou gesels. En so met ander woorde, die indruk wat 'n mens kry in die media partykeer of van kommentators dat Iran 'n brutale diktatorskap is en dat ons beter af is as hulle uit die weg geruim word, is nie waar nie. Ons moet beter kyk daarna. Trouwens, hierdie gematigde bewind van Iran het dit ten doel gestel om met Amerika en Europa te onderhandel oor die toekoms van hulle kernaanlegte en die versigtiging wat die Iraneërs het om kernwapens te ontwikkel. En hulle was in 'n proses van onderhandeling met die Europeërs, met die Verenigde Nasies, met die Amerikaners, toe die Israelies en Netanyahu in die besonder besluit het dat Iran met geweld van sy pad gedwing moet word. En dis presies wat gebeur het. Ek moet vir jou sê op die keper beskou, as mens kyk na verslae oor die skade wat aangerig is deur die Amerikaanse bomme en die Israeliese aanvalle op Iran, dan lyk dit vir my dat daar groot skade aangerig is, maar dat die vermoë van Iran om met sy kernverrykingsproses en as hulle sou wou kernwapens, om met daai proses aan te gaan, nie gestuit is nie, en dat dit tydelik van aard is. En dit skep nie eintlik ruimte vir 'n vredesproses nie. Want as die gematigde groepering in Iran sneuwel, dat hulle argument sneuwel dat ons kan met onderhandeling ons plek in die wêreld vind. As hulle dit verloor, dan is ons terug op die punt waar radikales aan alle kante, en dis dalk 'n kontroversiële ding om te sê, daar's radikales aan die Israeliese kant en aan die Amerikaanse kant en in die Midde-Ooste aan Iran en sy bondgenote se kant. Wat die argument voer, kom ons gebruik geweld om die vyand uit te wis. Dis die argument van al hierdie radikales waarvan ek praat. Dit op die keper beskou beteken dat ons baie moeilik 'n wêreldvrede kan nastreef, of as dit idillies klink, ten minste die punt wat ek probeer maak, is dat ons met deur verhoudinge met mekaar te ontwikkel, vir mekaar kans gee, die ruimte gee om te leef en te laat leef, en in die proses ons eie geleenthede kan benut om die wêreld vir onsself en ons eie mense 'n beter plek te maak. Ek wil vinnig byvoeg, Freek, mense wat dink dat ek dalk romanties is oor die idee van wêreldvrede. Stel jou voor die radikales aan al daai 3 kante waarvan ek gepraat het, daar's radikales in Europa ook, so maak dit 4 kante. Besluit ons moet voortgaan met die gebruik van mag om ons punt te maak, om onsself te beveilig, gebruik geweld om vrede na te streef. En Iran besluit dat in die seestraat van Hormuz, plant hulle seemyne of hulle sink 'n paar skepe of hulle maak dit onmoontlik vir daai seestraat om gebruik te word, dan gaan die wêreldekonomie in 'n krisis ingaan. Want 'n groot persentasie van olie waarvan baie lande afhanklik is, word deur daai kanaal gestuur. En dit gaan almal beïnvloed, insluitende Suid-Afrika. En ek dink nie ons is lus vir 'n wêreldresessie of 'n ekonomiese krisis nie, want ek dink baie lande in die wêreld sukkel met 'n onstuimige internasionale terrein hoe om hulle eie ekonomiese
stabiliteit te verseker, insluitende die meeste lande in Afrika wat totaal afhanklik is van die wêreldekonomie. En van lande soos Iran wat olie het, insluitende Suid-Afrika. So ons moet twee keer dink oor die magsugtige pogings van die groot moondhede in die weste en in die ooste om gebruik te maak van hierdie oomblik om hulle stempel af te druk. Anthony, baie dankie vir jou lekker opsomming en die inligting wat jy met ons gedeel het. Alles van die beste. Totsiens. Dankie vir ek. Totsiens.